Dankie dat ons weet dat elke liewe rand en elke liewe sent glorie bring in die koninkryk, Here. Wat jy sien dat die hel leeg word en die hemel vol raak. Dankie vir elke met sy hand wat oop is, Here. Nie die konferensie nie. Here, maar ook met mense wat sê, Here, ons wil graag belê in die generasie wat na ons kom. Ons kom eer vandag vir die teenwoordigheid. Ek bid vandag vir mense wat op soek is na 'n werksgeleentheid, Here. Ek bid dat U vandag die deure sal kom oopmaak. Ek bid vandag dat die saad sal uitgaan en gaan doen presies wat U gesê het moet gaan doen, Here. Ek bid vandag vir die kontrak om in te kom. Ek bid vandag vir nuwe idees en nuwe geleenthede. Ek bid vandag vir families om by mekaar te kom. Here, mag die saad vandag ontkiem en 'n oes inbring. 30, 60 en ook 100voudig. Amen en amen. So, dis my regtig absoluut voorreg. Ek het net vir myself sê, ek kan nie met 'n baadjie gaan nie as gevolg van 'n paar verskillende redes. Dis warm, somer, en ek is almal opgewonde. Julle lyk, ek kan sien almal wat hier die hele naweekie was, kan sien hulle raak moegerig. Kan sien my vrou, sy lyk altyd beautiful. So sy is nie een van daai mense nie. Ek wil vandag begin vinnig praat oor om eintlik deel te wees van dit waarmee ons besig is die laaste paar weke, is om 'n lewe te bou. En ons het 2 weke terug ons begin praat oor die krag van woorde. Ons het gepraat van die ooreenstemming wat saam met dit gaan, die hemel en die aarde wag vir mekaar om ooreen te stem. Inteendeel, daar's 'n plek in Jesaja wat hy sê die aarde die hemel wag vir die ooreenstemming van die mense. God sê, ek sal my woord uitstuur en dit sal alles doen presies wat ek gesê het moet doen. Dit beteken ek en jy moet sy woord vat en dit 'n lewe daarom te bou. En vanoggend wil ek vinnig aangaan om die grond voor te kan berei vir dit waar ons is. Ek wil net vra op my sak wat daar so is. Ek het 'n paar dinge wat ek saam met jou wil deel. Ek wil vinnig as jy notas maak, wil ek heel eers vanoggend, wil ek met 'n paar notas maak. Jy kan jou foon vinnig uithaal. Al wat ek vra is moenie Facebook, moenie YouTube, moenie een van daai goeders doen nie. Al wat jy kan vra is vir 'n oomblik om vir jouself 'n nota te maak. As jy die huis besit, kan jy net jou hande opgooi en sê dit maak nie meer saak nie. As jy die huis besit, beteken dit daar's sekere dinge wat jy moet doen. Jy is nie net iemand wat die huis huur nie, jy is iemand wat die huis besit. Nou die woord, elke liewe keer wanneer ons praat van huis, praat God die hele tyd van 'n lewe. Hy sê wie sal 'n huis bou sonder die koste te bereken? Is eintlik wat hy wil sê is, wie gaan 'n lewe bou sonder die koste te bereken? Van ons sê, ek het hierdie lewe gebou of ek het hierdie ding gebou en ek vertrou die Here dat hy moet dit kom sien. Nee, het jy die koste bereken? Die besluite wat ons maak in ons lewens, het jy die koste bereken om te sien hoe dit gaan uitspeel? Van ons maak korttermyn besluite vir langtermyn probleme. Ons sê ons sal eerder oppak nou as om te sê, Here, ek gaan deurdruk en dan gaan aangaan. Jy maak 'n korttermyn besluit en ek sê, wanneer ons praat oor 'n huis wat ons bou, moet jy die koste bereken. Jy kan nie oppak en sê, wel, ek gaan my hande opgooi en sê, weet jy wat gebeur? As jy my vrou nou gepraat oor die mure wat geval het by my huis. Ek kan nie sê, luister, ek en my buurman gaan nou die mure breek in ons familie nie. Die probleem is ons mure het geval, iemand moet dit opbou. Ek kan nie my hand opgooi en sê, luister, maak jy my saak nie, dit maak saak. En in jou lewe moet jy vandag weet is dat dit wat jy besit, in jou lewe bou jy en God gaan verantwoordelik vra vir my en jou wat ons daarmee gedoen het. Hy gaan nie vandag vir jou vrou vra nie. Hy gaan vandag vir jou man vra nie. Hy gaan nie eens vandag vir jou vra vir jou kinders nie. Hy gaan vra, wat het jy gedoen met die huis wat jy gebou het? Wat het jy gedoen in dit wat jy gedoen het? So vanoggend wil ek vir 'n oomblik vinnig praat om jou om voor te berei, om die grond voor te berei in jou lewe. Nou ek wil sê, as jy dit nog nie geweet het nie, elke liewe dag is 'n plek waar daar gevegte plaasvind. Daar's die Engelse woord daar is die battleground, of die Afrikaanse woord is die grondslag. Dis mos wat ons dit noem. Daar's 'n plek waar daar oorlog is en hoor gaan mooi. Ek wil net vir jou sê, ek hoop nie elke liewe dag in jou lewe is 'n geveg nie. Ek hoop nie elke liewe dag in jou huwelik is 'n geveg nie. Ek hoop nie elke liewe dag saam met jou kinders is 'n geveg nie. Ek weet om hulle aan te trek is 'n geveg. En hulle om reg te kry op die regte tyd is 'n geveg. Om hulle in bed uit te kry is 'n geveg. Maar ek hoop nie elke liewe dag saam met hulle is 'n geveg nie. Ek hoop nie elke liewe dag saam eensaam wie die lewe doen is 'n geveg nie. Maar jy moet tog vandag weet daar is tog 'n oomblikke waar daar 'n geveg is. Nou volgende as jy notas maak, wil ek jy met volgende begin net vir 'n oomblik en ek sê as jy nie met doelgerigtheid bou nie, word jy altyd deur plesier gelei.
As jy nie doelgerig enigiets doen nie. Ek sê altyd vir manne, en ek hou van 'n mannebediening, hou van manne se harte, ek hou van manne wat, hoekom het ons niks op die skerm nie? Moet op die skerm wees, het net gewerk. Ek wil jy moet gaan dink, as jy nie doelgerig bou nie, enige plek waar jy nie die doel verstaan nie, gaan jy dit op die einde van die dag misbruik. As jy nie die rede vir jou lewe verstaan nie, gaan jy op die einde van die dag die lewe misbruik. As jy vandag verstaan wat jou huwelik, die doel van die huwelik is, as jy dit nie verstaan nie, gaan jy dit op die einde van die dag misbruik. Alles waar jy inkom en jy verstaan nie die doel nie, misbruik jy op die einde van die dag. As jy nie verstaan wat die doel van kerk is, nie gaan jy kerk misbruik. Of wie sê ander ding, jy gaan gelei word deur plesier. Jy gaan wag vir die volgende lekker gevoel. Jy gaan wag vir die volgende lekker ding wat gebeur. Jy gaan wag vir die volgende om te sê, ag my seun, my dogter, ek is so bly jy's hier, so kom ons hê 'n goeie tyd. Maar as jy nie verstaan dat kerk is daar sodat ek en jy geskaaf kan word om meer te lyk soos Jesus nie, om 'n lewe te bou met goddelike waardes nie. Is om mense na die Here te lei om die koninkryk groter te maak. En dis wat ek sê, as ons nie verstaan wat die doel is nie, word ons altyd met plesier gelei. As jy nie glo nie, dink aan jou finansies. Toe net toe jy jonk was, van julle is nog steeds jonk. Hou dink dit aan daai oomblik waar jy nou is. Van ons dink nog terug aan oomblikke. Was gisterand weer geskok gewees, hoe Wilmar vir my sê 23 jaar het ons mekaar te laas ontmoet. 23 jaar, ek sê, hey, dis hoe my kind is. En wie begin dan dink? Is dit toe jy jonk was, het jy geld gehad, maar omdat jy nie verstaan wat die doel daarvan is, het jy dit uitgegee. Ek gee vir my kinders sagte, weet jy wat doen hulle? V-Bucks. Van julle ouer mense wat sê, wat is V-Bucks? Dis 'n ding wat jy op PlayStation en jy speel games daarmee. Hoekom? Want hulle verstaan nie die doel eintlik van geld nie. Hulle verstaan nie die doel daarvan nie. Nou misbruik hulle dit. Indien as jy hulle vra en sê, wat wil jy vir Kersfees of wat wil jy vir verjaarsdag hê, dan sê hulle V-Bucks. Sê ek, jy weet jy gaan daai game oor 2 jaar nie meer speel nie, sê hulle, waar nie, hulle soek dit nou. Want wie moet gedaan dink, as jy iets nie doelgerig doen nie, op die einde van die dag gaan jy dit misbruik. Nou vandag wil ek vir jou vra, wanneer jy by 'n plek kom en jy verstaan die doel van jou lewe, wat God vir jou gee, dis nie net 'n asem wat jy inasem nie, dis 'n ding wat God vir jou gegee het, sodat ek en jy die lewe en dit wat ons nalatenskap beter kan gee. So vandag, net vir 'n oomblik, ek gaan nie lank vir jou tyd vat nie, ek wil net vir jou sê, elke liewe dag sê die woord van ons het nodig om ons wapenrusting aan te trek, en wapenrusting is een van daai dinge wat ek altyd vir mense sê, want mense sê, pastoor, in die oggende trek ek my wapenrusting aan, ek is in vir dit, en as jy vandag jou lewe, om elke liewe oggend jou wapenrusting aan te trek, dit is fenomenaal. Maar my volgende vraag is, wanneer het jy my uitgetrek? As jy vandag verstaan, is dat ons verstaan die doel van die wapenrusting, is om my en jou bewus te maak van dit wat God ons meer beskerm het. Dus ons het 'n borswapen, ons het hierdie beld, ons het hierdie helm wat ons opsit, wat ons verlossing, wat die vyand kom gewoonlik met gedagtes. As jy verstaan die vorm daarvan, jy verstaan nie die funksie daarvan, nie net dat jy die helm of van verlossing op jou kop nie. So vandag weet ons almal gaan deur seisoene wat ons 'n geestelike wapenrusting moet aantrek. Ons het hierdie geestelike plek waar ons oorlog moet voer, en ek wil 'n lang storie vertel. Eintlik het ek vir die volgende sê. Jy moet vandag weet dat jy is in 'n oorlog. Jy moet vandag weet dat die grond wat vir jou daar waar jy is belangrik, en dit gaan alles oor die plek. Dit gaan net oor wat jy aantrek. Dit gaan eintlik oor die plek wat jy het. So die geveg wat hy vir Josua sê, elke plek waar jy voete neersit, daai plek sal ek vir jou gee. God sê, Josua, al wil ek wil jy het nodig om te beweeg. Moenie gaan stil staan nie, dis 'n plek waar ek en jy moet beweeg, sodat ons kan gaan. So, Paulus sê, alles wat jy doen in Efesiërs 6 van die wapening sê, oral wat jy doen, al wat ek wil hê, jy moet net staande bly. In die gevegte van die vyand, wanneer dinge swaar gaan, wanneer dinge moeilik gaan, al wat ek wil hê, jy net nodig om te staan. 3 keer sê jy moet staande bly. Hoekom? Want dit gaan nie oor die staan, dit gaan eintlik oor waar jy staan. Dit gaan nie vandag eintlik soveel om te sê, hoorie so, waarom is jy besig? Ek wil vandag weer vra, kan jy staande bly in die plek waar jy is? Kan jy staande bly waar die seisoen waarin jy is, of word jy heen en weer gegooi deur elke liewe golfie wat om jou kant toe kom? So, ek het 'n paar dinge neergeset. Jy moet vandag weet dat jou huwelik is 'n grondgebied. Jou huwelik is 'n plek. Volgens die woord van God is dit 'n plek waarin jy is. So hy sê, jy moet vandag weet, die grond is baie keer die kinders. Die grondgebied, wanneer hy praat van die grondgebied, is baie keer om jou kinders reg te kry. Ek wil ook vir jou sê, partykeer is jou finansies grond.
Jy moet dit bewerk. Inteendeel, die eerste ding wat hy vir Adam sê, is Adam, jy het nodig om hierdie grond te bewerk. Haal die beste daar uit. Nog 'n ding wat ek sê, jou gesondheid is baie keer grond. Jy het nodig om jou gesondheid te bewerk. Die volgende wil ek vir sê is jou gedagtes is baie keer grond. Jy het nodig om jou gedagtes rein te hou. Jy het nodig om jou gedagtes vir God te bring. Jy het nodig van ons moet ons gedagtes gevange neem, sodat ons ek wil sê jou lewe wat moet jy weet, jou lewe word vergelyk in die Bybel met grond. Dat jou huis wat jy bou word op grond gebou, op 'n rots gebou, word op 'n sekere plek gebou. En die rede hoekom ek vandag vir sê is daar's genoeg plek en daar's genoeg redes vandag vir om te sê, Andries, hoe lyk die grond waarna ek en jy bou? Hoe lyk die grond wat ek en jy besig is om ons lewe op te bou? Jy sien, daar's 'n oomblik in die Nuwe Testament waar Jesus kom en hy sê, daar's 2 oomblikke, daar's soos 'n plek waar daar sand is en die volgende plek is waar die ou gegrou het tot hy rots gevind het. Dis dieselfde plek. En baie van ons, nie almal van ons, maar baie van ons bou ons huise nie op die rots nie, maar ons bou ons huise op sand. Kan ek vandag vir sê, daar's effort, daar's 'n plek waar ek jy moet ingrawe en sodat ek in jou lewe kan bou op 'n rots. Dit gebeur nie outomaties nie. Niks gebeur in die lewe outomaties nie. Is dit reg? So dis die ding, die vyand wil hê jy moet grondgebied verloor. God wil graag jy moet grondgebied inneem. Die vyand wil hê jy moet grondgebied verloor, want as jy grondgebied verloor, beteken dit die duisternis besig om te wen. So God wil graag hê jy moet 'n grondgebied inneem. Hy sê die vyand wil nie jy moet enigiets inneem nie. Die vyand wil eintlik hê jy moet jou magte of jou regte verloor in jou grondgebied. En ek ken te veel mense wat op 'n plek gekom en sê, ek gooi my hande in die lug op en ek sê dit maak nie meer vir my saak nie. Nou vanoggend wil ek vir sê, ek het 3 dinge wat ek wil deel. Sodat ek en jy ons grondgebied kan regkry, sodat ek jou lewe kan bou, nie net om te kan sê ek het 'n lewe gebou nie, maar 'n lewe te kan bou wat God verheerlik vir die volgende generasie. En ek wil jou sê, dit gaan so prakties wees dat jy vandag kan sê ek sal dit kan doen. Amen. So, daar's 3 dinge as 3 dinge met grond. Een ding wat jy moet weet is, elke liewe stuk grond in jou lewe is 'n potensiële slagveld. Elke liewe plek waar jy is, ek het nou net gesê, die slagveld waar jy is jou kinders partykeer. En ek sê, elke liewe dag moenie 'n slagveld wees met jou kinders nie. Ook nie 'n slagveld wees met jou finansies nie. Is goed om partykeer so af en toe mekaar se meningsverskille uit te hoor. Dis nie sleg nie. Die ding vandag wil ek jou sê, as jy moet vandag weet, is dat alhoewel dit 'n potensiële slagveld is, dis nie elke liewe dag 'n slagveld nie. Ons gaan deur seisoene van ons lewens, en daai seisoene wanneer dit stil is, maak eintlik saak. Die seisoene waar ek en jy deurgaan maak saak. So ek wil baie dinge praat net om te sê, ons kan deur seisoene waar ons op 'n stadium uit die bed uitgespring sê, ek kan nie wag om dit te doen nie. Ek kan nie wag vandag om 'n lewe saam met my vrou te doen nie. Ek kan nie wag die dag om uit die bed uit te spring om te sê ek gaan kerk hou nie. Ek kan nie, maar dan kom seisoene wanneer jy sê ek het my lus verloor om uit die bed uit te spring om te sê ek kan nie meer my gesig herinner om te sê ek lyk opgewonde nie. Party van ons sê ek kan nie onthou wanneer was die laaste dag wat ek uit die bed uit opgespring sê ek kan nie wag om my lewe te doen nie. Of wie sê nie? Dalk het jy by 'n plek gekom sê ek kan nie wag vir die dag om my eerste dag by die werk te begin en nou het jy al begin werk en dit is 20 jaar later of 30 jaar later en jy sê ek sien eintlik nie meer kans nie. Nou vanoggend wil ek praat met die mense wat sê ek het dalk my lus verloor in sekere areas van my lewe om uit die bed uit op te spring te sê ek kan nie wag om dit te verbeter nie. En vandag praat met mense wat sê ek het eintlik my wil of my lus verloor om regtig waar in te bou in my gesin en my kinders en my finansies. Elke liewe dag is 'n potensiële slagveld. So ons het nodig om gereed te maak wanneer die slagveld kom, wanneer die oorlog kom, wanneer die dinge kom en ek kom agter met Christene. Te veel Christene, die oomblik wanneer die slagveld daar is, dan is dit te laat. Die oomblik wanneer die geveg daar is jy so deur mekaar met al die dinge wat om jou aangaan, dat jy eintlik verloor het en jy het eintlik jou fokus verloor in die seisoen waarin jy is. So, nommer 1, hierso. Berei die grond voor beteken die volgende. Ek en jy maak die grond skoon.
As jy notas maak, ek sê ek gaan dit so prakties maak vandag, dat jy vandag kan sê, ek weet waarvan jy praat. So, die Bybel sê dit so, hy sê, ek het by 'n lei mense landerye verbygeloop, Spreuke, die wyse man Salomo, hy vertel hierdie spreek, hy vertel die slagspreek, en hy sê, kom ek verduidelik jou, hoe lyk dit eintlik? 'n Baie bekende stuk, ek gaan nou weer sê, miskien is die eerste stuk nie vir jou bekend nie, maar gaan nou vir jou sê die bekende stukke van Salomo gaan. Hy sê, hy skets hierdie prentjie van iemand wat besig is met grond. En hy sê, die wingerd was die eiendom van 'n onverstandige mens. Hy sê verder, hy sê onkruid het heeltemal ingeneem. Dit was toegegroei onder bossies. Hy sê ek was besig met die landery, ding het gebeur, ek het by 'n lei ou verbygestap. Hoe lyk 'n lei ou? Moenie nou jou man in die rib slaan nie. Is dit reg? Is nie nou die ding nie. Maar 'n lei mens, dis baie moeilik om vir 'n lei mens te sê hy's lei. Want hy dink nie hy's lei nie. Hy dink hy regverdig het om op die bank te lê. Dit is so. Ek het nagedink oor wat ek gesien het. So hier het verbygestap, het die lei ou gesien op die bank lê. Hy het hierdie wingerd gesien wat eintlik moet bewerk word, het die grond gesien, het die onkruid in die bossies gesien en hy sê ek het nagedink oor wat ek gesien het. Nou vertel hy vir ons hoe dit eintlik lyk, wat hy gesien het en hy sê ek het iets daaruit geleer. Hy sê nog 'n bietjie verder slaap, nog 'n bietjie slymer. Hier is 'n stuk wat meeste van ons ken dalk as jy groot geword het met die Bybel. Nog 'n bietjie hande vou om agteroor te sit, dan kom jou armoede aangestap. Hy sê as jy nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie gaan rond lê, nog 'n bietjie jou hande vou, dan kom jy agter voordat jy jou oë uitvee. Is dit daar? As jy voordat jy jou oë uitvee, het jy nagelos wat eintlik belangrik was. Kan ek vir jou sê, as jy notas maak, wil ek jy moet 'n nota maak vir jouself van dit. Dis buitekant hierdie notas. Jy moet vir 'n nota maak vir jouself. Geen persoon val oornag uitmekaar uit nie. Ek wil nog 'n nota vir jouself maak. Geen huwelik val oornag uitmekaar uit nie. Kom ek sê vir jou nog 'n ding. Geen kind val oornag uitmekaar uit nie. Hoor hierso, geen toekoms val oornag uitmekaar nie. Geen finansiële plan val oornag uitmekaar nie. Inteendeel, as ek verstaan wat die skrywer van Spreuke sê die volgende: dis 'n bietjie slaap, 'n bietjie slymer, 'n bietjie nie aandag gee daar nie, en nie 'n bietjie aandag daar gee nie, en voor jy ooit vir dit op jou voorsop gaan, dan gebruik ons woorde soos dit. Dit het ewe skielik gebeur. Dit het ewe skielik, dit was dit op my voorsop. Ek was nog besig met hierdie en ewe skielik. Die enigste ding wat ewe skielik in jou lewe gebeur, die enigste wat ewe skielik gebeur, is gewoonlik 'n ongeluk. Die res van dit, wat in jou lewe gebeur, in my lewe gebeur, kan ons vandag eerlik wees. Dit voel of dit ewe skielik is, maar dit is nie. Hy gaan verder en sê, en oorval behoeftes, jou soos 'n gewapende inbreker by jou. Hy sê, en ewe skielik as jy oë uitvee, is dit op jou voorstoep, en hoor jy wat doen 'n inbreker? Hy steel wat vir jou belangrik is. In konteks. Hy sê, hier's 'n ou, wat laat gaan het, en glad gaan het, en glad gaan het. En voor hy sy oë uitvee, het dit wat hy laat gaan het ewe skielik sy hele lewe verwoes. En ewe skielik toe hy sy oë uitvee, toe sien hy, want dit wat ek moes gebou het, kan ek nie meer bou nie. Hy sê dit betrap jou soos 'n inbreker in die nag. Soos 'n dief in die nag, wat jy eintlik nie voor beplan het nie. Hy sê, hierdie ding val jou eintlik so in die rede. Kan ek vir sê, geen verslawing gebeur oornag nie. Daar's niks in jou lewe vandag wat jy kan sê wat oornag gebeur het nie. Dis wanneer ons versuim om sekere dinge te doen. Ek het hier neergesit vir jou sê, nou veg jy groot dinge in jou lewe, nou, maar dit was klomp klein besluite wat jy gebring het waar jy is. Nou veg jy groot dinge, en vanoggend wil ek vir jou sê, ek wil graag jy met 'n lewe begin bou, nie op die groot dinge nie, op die klein dinge. So wanneer die groot dinge kom, is daar genoeg dinge in plek gesit. Om 'n lewe te bou gebeur nie outomaties nie. Ek kan nie my hande in die lug opgooi en sê, dit maak nie meer saak nie. En party mense sê vir my anders, maar ek is al te oud. Jy's net die regte ouderdom vir God. Jy's net die regte ouderdom vir God. As dit nie so was nie, was jy nie nou hier nie. So beteken, dis nie 'n ouderdomsding nie. Dis jy's nie te jonk nie, jy's nie te oud nie. En die waarheid is, as God na jou kyk, is jy regte ouderdom vir God om iets te kom doen. Jy kan nog iets doen. So kyk vir jou langs en sê, jy kan nog iets doen.
Alles in die lewe het klein begin. Elke liewe ding wat jy vandag aan kinders het klein begin. Daai probleem wat jy gedink het wat jy gehad het klein begin. Daai gesondheidsding het dit nie oornag gebeur nie. Dit het klein begin en jy het dit gelos en voor jy ooit kan vee, is dit daarso. Nou ek gaan vandag weer sê ek sal nie so maklik daar praat as ek weet waarvan ek praat nie. Ek wil sê ek het dinge gelos in my lewe tot op 'n dag wat ek agterkom met as ek nie nou iets aan doen nie, gaan ek gaan alles verloor. As ek nie vandag iets doen nie, want alles in jou lewe begin klein. Weet jy wat jy dink, wanneer die klein dinge begin groot raak, is dit eintlik amper vir ons te laat. En dan het jy groot wonderwerke nodig, en ek wil vir jou sê vandag is dat, wanneer jy begin na die beginsels van God leef, het jy minder wonderwerke aan die einde van die maand nodig. Het jy minder wonderwerke in jou lewe nodig? Doen God nog steeds wonderwerke? Ja, hy doen. Is God nog steeds een wat groter as die omstandighede is? Ja, hy is. Maar vandag wil ek jou sê, wanneer God vra vir jou om mature te word in Christus volgens Romeine 8, hy sê, ek wag vir die openbaring van die seuns, die volwasse seuns en dogters. Weet jy wat sê die ou wat volwasse is nie meer die ou wat vir ons sê die hele tyd, jy moet nie. Jy moet nou begin doen, want jy weet dis wat jy moet doen. Dis volwasse raak. God vra vir ons om volwasse te raak, om 'n lewe te kan bou, sodat jy kan terug en sê, ek het iets gebou wat vir God verheerlik is. Okay, so, alles in die lewe het klein begin. Skryf dit neer, klein begin. Hierdie persoon is grond gegee, hy het dit gelos, bietjie vir sy hande gevou, bietjie geslaap, bietjie geslymer, gesê, ek gaan dit los vir môre. En môre kom jy en dan sê jy vir jouself, môre. En as jy môre sê, dan sê jy weer, môre. En meeste van ons, wanneer jy vandag na jou man kyk, of na jou vrou kyk en sê, dit maak nou sin. Die Bybel het dalk van hom of haar gepraat, lank voordat hulle hier was. Ek wil vandag vir sê is dat elke liewe ding wat jy vandag voor jou sê, hy klein begin. Ek wil sê, ek kry soveel mense wat en ek het nie daai tuin, ek wil net vir jou sê, my vrou het hierdie fenomenale gawe gekry, en ek weet ek het al baie uitgehaal, maar sy het orgidee begin plant, nie plant nie, versorg. Daai goedjies groei. Hulle groei, ek kan dit glo nie, ek is so verbaas. Hulle ook. Maar kan ek vir julle sê, dat was vir so lank, maar ek wil altyd sê, ek is nie groenvingers nie. Wie het groenvingers in hierdie kerk? Groenvingers, jy kan iets plant, ja, my vrou kan vandag haar vingers op sê, dit is groenvingers, maar ek het die groenvingers, so wanneer ek na die kwekery toe gaan, weet jy wat sê ek? Gee asseblief vir my 'n plantjie, wat nie maklik doodgaan nie. Dan kyk die ou aan die ander kant en sê, wat bedoel jy? Sê ek soek 'n plant wat nie kan doodgaan nie. Hy sê, meneer, geen plant kan doodgaan as jy hom kyk nie. Ek sê, maar ek kyk nie na hulle nie. Jy nou vir sy pastoor moet met hulle praat. Ek sê asseblief moenie vrek nie, asseblief moenie vrek nie. Ek het die vermoë, dis weet jy wat, jy kry soveel mense en as jy ons was 'n ruk terug in Engeland gewees en elke liewe plek in Engeland het die groot parke wat hulle het. Is hierdie tuine wat gemaak is en as jy die koningin van Engeland se tuine gaan rondstap, jy kan dit gaan doen. Dis alles is perfek gesny, alles die regte hoogte en ek sê altyd myself, maar luister, daar's niemand wat na my tuin wil gaan kyk nie, want daar's niks wat groei nie. Ek het eendag 'n plant gekry het iemand, ek dink dit is Louise wat vir ons 'n plant gegee het gesê het, hy leef en ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê, ag in Engels hy sê hy leef op neglect. Hy wil hê jy moet nie na hom kyk nie. Hy het ook dood gegaan. Hy het dood gegaan, my vrou sê vir jy sê, hy het dood gegaan. Nou ek het myself gesê omdat ek te veel na hom gekyk het. Ek weet nie wat die waarheid is hierdie ding, maar jy gaan kwekery toe en sê vir die mense, hoorie so, ek sê iets wat vinnig dood gaan en weet jy wat sê hulle vir jou, geen plant gaan vinnig dood nie. Geen plant gaan vinnig dood en net soos geen plant nie vinnig groei nie. En ek dink by myself, hoeveel van ons, wanneer ons praat van om klein te begin, weet ons dat ons lewens, praat eintlik van 'n plek te sê, as ek lank genoeg, iets van jou wat jy moet vandag weet, wie sal die groen vingers ouens? Al die groen vingers? Ek praat nie met julle nie. Al die mense wat langs hulle gesit het. Jy moet vandag weet, as jy jou tuin los, jy hoef nie iets te doen vir iets om te groei nie. Jy hoef nie iets te doen om iets te laat groei nie. Jy weet as jy jou tuin los vir 'n paar maande en na die lekker reën wat ons gekry het, weet jy wat gebeur? Ja, ek sê altyd, wie het die onkruidsaad in my tuin gegooi? Want as ek dit los is daar onkruid. Want jy hoef niks te doen vir iets om te groei nie. En party van ons vandag weet, jy hoef niks te doen
om sekere onkruid in jou lewe, maar wanneer jy die tuin wil mooi maak, vat dit intensie. Dan vat dit van 'n plek wat jy sê ek het nodig om te bou daarin. As jy alles wil los, dan sê jy, hoorie so, as ek soek 'n onkruidtuin. Los jou tuin net. Jy gaan agterkom, dit groei outomaties. Jy hoef niks te doen nie. Maar wanneer jy 'n mooi, daai boek mooi tuine wil hê, gaan jy met dinge in plek sit. Jy gaan begin kyk en jy gaan moet begin versorg. Jy gaan begin 'n beter grassnier kry. Jy gaan moet begin beter saad in die grond. Dus jy gaan begin ander dinge doen. As jy ou wat langs jou sit en sê, ag, ek gaan maar kyk hoe lyk dit op die einde van die dag. Want jy moet vandag verstaan, jy hoef nie iets te doen vir iets om agteruit te gaan, maar jy het nodig om iets te doen vir iets om vooruit te gaan. Jy hoef niks te doen. Inteendeel, die einde wat ons eintlik vir mekaar sê is, as jy alles net los wat dit nou is, kyk hoe lyk dit oor 'n maand vanaf. Ons is goed met die groot besluite. Ons is verskriklik goed met die groot besluite. Daar was 'n dag gewees wat ek vir my vrou gesê het, ek beloof vir die res van my lewe, groot besluite. En van daar af, elke liewe dag klein besluite. Hoor jy sien, van julle wat gewonder het, want ek is nie getroud, hier is nie nog een. Daar was 'n oomblik gewees wat jy gesê het, Here, ek kies U en U alleen. En dis 'n dag wat jou gees wedergebore is. Dis 'n dag wat jy gesê het, Here, ek maak U nommer 1. En weet jy wat gebeur vanaf? Is elke liewe dag klein besluite om jou beter te maak. Nou hier is die mooi ding wat ek vandag vir jou wil vra. As jy nie elke liewe dag dinge in plek sit nie, hoe lyk jou Christenlewe? Is dit nie snaaks dat God in Efesiërs vergelyk hierdie oomblikke saam met my en hom, met 'n oomblik tussen my en my vrou nie? Efesiërs 5. Hy sê, ek sê hierdie verbondenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op betrekking tot God en sy kerk, hierdie oomblikke. Want ek weet vandag iets van jou en jy weet iets vandag van my. As ek al los, maar die eerste oomblik wat ek het enige oomblik gehoor wat my sê, man, luister boetie, ek wil vir jou sê, ek het daai dag toe ek met haar getroud het vir seks, lief vir haar, ek sal vir haar sê wanneer dit verander. Ek sê, oom, nie wyse woorde nie. Nie wyse woorde nie. Want weet jy wat jy dink? Wanneer ek en jy dit los, die uiteinde daarvan is verwoesting. Die uiteinde daarvan. As ek nie elke liewe dag daaraan werk nie, as ek nie elke liewe dag in my eie lewe werk nie, as ek nie werk in my verhouding met die Here nie, kom ek agter as ek dit los wat dit is die uiteinde daarvan verwoesting. So jy dink, jy moet gou daaraan dink as jy dink aan 'n tuin. Jy het iets te doen vir iets om te groei nie. Jy kan dit net los wat dit nou is. Los jy lewe net so wat dit is, dan gaan jy agterkom hoeveel onkruid groei in jou tuin. Hoeveel dinge gebeur. Want party dinge groei vir hulle self. Die probleme, dit groei net. Want die mense sê, ek hoef nie te vra vir probleme nie, dit gebeur maar net. Jy sê, wanneer jy dink aan daai mooi tuin, dan kom jy agter, dit is intentioneel wat dit gebou word. En 'n lewe wat God verheerlik, is intentioneel. 'n lewe om God te verheerlik, moet jy vandag verstaan. Dis intentioneel. Nou ek wil jy sê, wanneer ek vandag kyk, het jy ooit mense gesien, hier is net 'n vraag, het jy al mense gesien, wat by 'n plek stop, of rondloop, en het iets neergooi? Hoe pla dit jou? Hoekom? Kan ek jou vra? Hoekom pla gronde wat nie joune is, jou meer as wat die grond wat jy eie lewe inbou, jou nie? Hoekom is ek meer gepla? Hoor ek is ook, in 'n oomblik wil ek graag daai persoon se pa wees. Ek sê dit met jou. Ek wil graag in daai oomblik daai persoon se pa wees en hom sê, hey, tel op jou gemors. Maar weet jy, terwyl ek neer kyk, ek het toevallig daar by China shop gestaan en ek sien iemand gooi sy papier net by die venster en dit maak my seer. En die Here vra vir my, maar hoekom maak dit jy so seer vir 'n ander persoon se grond? Maar jy gee nie ag aan jou eie grond nie. Jy worry nie eintlik wat die gemors in jou eie lewe is nie. Hoekom maak dit jy so seer, ander mense se gemors? Want jou eie lewe worry nie oor die onkruid wat groei nie. En vandag gaan ek jou vra, hoekom pla ander gemors jy so baie?
Maar as God jou vra om die onkruid jou eie lewe uit te trek, gemors in jou eie lewe bymekaar te vat en te sê, ons het nodig om 'n paar dinge uit te werk. Jy sien, God vra vir my en jou eienaarskap van ons lewens. Die oomblik wanneer ek begin hierdie gemors bymekaar vee en sê, ek gaan hierdie optel. Weet jy wat doen ek? Ek vat eienaarskap van dit wat myne is. Ek sê vandag vir die volgende, ek sê, hierdie is my gemors en ek gaan dit uitsorteer. Ek gaan hierdie gemors bymekaar vind en sê, ek het nodig om my lewe en hierdie gemors bymekaar te en ek gaan dit weggooi. Dis niemand anders se probleem, want dis die ding. Om die grond skoon te maak, vat ons eienaarskap. Vandag vir jou om by 'n plek te kom sê, "Just kom help my so." Vir jou vandag om by 'n plek te kom sê, "Ek gaan hierdie gemors in my lewe uitsorteer." Weet jy wat? God gaan nie die gemors in die lewe uitsorteer nie. God gaan nie, hy vra vir my en jy sê, ek en jy die gemors moet uittrek. God kan nie, hy gaan jou help om daardeur te werk, maar hy gaan nie die gemors vir jou optel nie. Hallo? Ek wil vanaf sê, God kan jou help om die probleme op te los, maar hy gaan die probleem vir jou uittrek nie, want daar's 'n plek waar ek en jy kom en sê, Here, vergewe my. Repentance is een van die grootste dinge. Miskien het jy by 'n plek kom en jy gesê, nie alles optel, ons is nog besig. Okay, net so 'n bietjie. Ek dink so graag wat God graag al jou probleme vir jou wil oplos. Vra vandag vir die volgende. Sal jy begin om die onkruid uit te trek? Want jy sien die oomblik wanneer jy begin die goeder bymekaar trek, dan vat ek eienaarskap. Sê, Here, van ons, nie almal van ons, maar van ons, is die afspraak vir ander mense. Van ons, se gemors, is so wyd versprei. En die eerste ding wat God vir my sê is, wanneer ek en jy begin 'n lewe en begin 'n tuin maak of die grond begin voorberei, is die eerste ding dit, jy het nodig om die grond skoon te maak. Jy het nodig om ontslae te raak van al die onkruid. Vir jou om iets voor te kan bring wat goed en mooi is, het jy nodig om die onkruid uit te haal. En vandag wil ek vir jou vra, kind van God, wat is die gemors wat in jou lewe is, wat jy elke liewe keer versuim, en toe jy oë uitvee, begin dit 'n bos te raak. Ek wil jy sê, eendag het ons 'n boom in ons tuin gehad, en ek jok nie vir julle nie, ware storie. Ons het 'n boom in ons tuin gehad, en ek vra, wat se boom is hierdie? Weet jy wat sê dit vir my? Dis eintlik onkruid wat jy lank genoeg gelos het. En partykeer word daai onkruid so groot, dat jy begin skadu vind onder sy blare. Vanaf is 'n kind van God, party van ons los dit so lank, dat het voel vir ons dat dit normaal is. Van ons voel, dit is normaal om so met mekaar te praat. Van ons sê, dit voel normaal om so met my kinders te praat. Dit voel normaal. En God sê, nee, dit is nie. Dit is tyd vir jou. Dit is tyd, maar alle Christene, en God sê, nie alle Christene is jy nie. Ja, maar alle kinders van die Here, en God sê, maar nie jy nie. Nou wil sê, wanneer ek en jy begin intentioneel bou, het is nodig om sekere dinge op te tel, om die grond skoon te maak, sodat daar iets moois kan begin groei daarso. Ons almal sien mense wat gemors rondgooi, maar dit plaai so baie, maar jou eie lewe, waar jy nie onkruid wat daar is nie. Kan is kwaad raak van ander mense se gemors, maar jou eie plek, van ons, ek wil jy sê, van ons is 'n asblik, vir ander mense se kinderstories. Jy kan nie wag vir die nuwe kinderstorie om te gebeur nie. Jy kan nie wag vir iemand anders se dinge wat hy vir jou kan vertel, as jy dit nie vir iemand anders kan vertel nie. Of is jy moet aan een? Van ons word die gemors vir offenses van wat voorheen gebeur het, en ons kom agter, is dit gegroei in ons lewens, en ons kom nie vry daarvan nie, want dit het begin wortel skiet, en die Here sê, is 'n seisoen om uit te trek. Dis 'n seisoen om klaar te maak. Luister, kind van God, ek wil sê, God kan nie vir die gemors optel nie, maar hy wil jou kan vrymaak daarvan. God gaan nie vir die gemors optel nie, want die oomblik as jy die gemors optel, dan sê jy vir jouself, ek vat eienaarskap, en ek is besig om 'n lewe te bou. Dis reg. Nommer 2, ons het nodig om die grond te bedek. Die Bybel sê dit vir so, hy sê, Romeine 12, hy sê, ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig.
Ek doen dit omdat julle begryp het, jy kan net daar staan, was. Okay. Ek doen dit omdat julle begryp het hoe baie God vir julle omgee. Hy sê hier is die rede dat hy dit skryf en hy gaan verder sê, gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hande wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom is presies waar godsdiens gaan. En dan eindig hy hierdie storie af en hy sê, moenie tuis raak, moenie gemaklik raak met hierdie wêreldse boosheid nie. Moenie gemaklik raak met die onkruid wat groei nie. Moenie gemaklik raak in hierdie storie nie. Moenie gemaklik raak met ander mense se gemors nie. Moenie gemaklik raak met die onkruid wat groei nie, maar mag dit jou begin pla. Mag dit begin by jou so intern begin pla dat jy sê, Here, ek kan nie langer met hierdie gemors lewe nie. Ek gaan dit begin optel. En nou moet ek dit optel, weet jy wat gebeur? Nou gaan ek wil die grond bedek. Weet jy wat die grondbedekking? Dit hou al die grond bymekaar. Dit hou jou tuin eintlik gesond. So hy gaan verder en hy sê, nee, laat God van julle van binne af nuut maak. Nie van buite af, soveel van ons wil so baie keer na ander mense kyk, na die manier hoe hulle seker dinge diskwalifiseer ons. Maar die binnekant is daar eintlik iets wat God werk van binne af buitekant toe. Van ons kerkmense, en ons sê ons judge nie, ons gee net 'n vriendelike oordeel. En vandaag sê, wanneer jy na ander mense kyk en jy begin te oordeel, sê God, maar wie is jy? Want jy kyk na die uiterlike en God sê, ek kyk na die innerlike. Om die waarheid te sê, dis hoe God konings kies. Dis hoe God 'n skaapwagtertjie kies en hy sê, ek weet wat binnekant hom is. En wat van as God begin om daai persoon te sien wat nie so wie hom sien nie. Intien hy sê vir die profeet, jy mis die storie. Jy kyk na die spiere, jy kyk na die oë, jy kyk na die hare, jy kyk na daai dinge, maar God sê, ek kyk na wat binnekant aangaan. Wat van as jy begin die mense om jou kyk, sodat God hulle sien? Nie van buitekant af, maar van binnekant af. Ja, maar Andries, hulle doen nog dit. Ek weet jy wat doen jy? Jy judge. Is dit net om 'n vriendelike versoek te gee. Nou maar hulle doen dit so, en Here sê, ek weet, ek kyk na sy hart, nie na sy maniere nie. Sy maniere gaan begin anders te raak, as sy hart begin anders te raak. Van julle kyk na hom en sê, ek onthou op 'n stadium, en hier is dalk vir iemand wat dalk bid vir iemand wat so 'n bietjie van 'n ernstige drankprobleem het. Ek onthou daar was 'n oomblik gewees wanneer ons begin bid het vir 'n persoon, ek wil nie die persoon noem nie, begin bid het, dat hy asseblief ophou drink. Hy het gedink hy's 'n vis, ek's net eerlik. En gewoonlik het hy 'n kas gekoop, 'n kas bier. Een aand, alles klaar. Toe begin ons te bid. Weet jy wat gebeur? Hy drink 'n kas en 2 bottels brandewyn. Ek sê, Here, hier's probleme, hier's fout. Hierdie gebed werk en vandag weet jy wat gebeur? Want God werk van binnekant af buitekant toe. En ons wil graag hê met alles stom, maar God sê, as ek nie die hart gewen het nie, het ek niks gewen nie. Want God het eers by jou hart begin, voordat hy jou maniere uitgesorteer het. En miskien het ek en jy nodig om begin te kyk, hoe God begin mense sien. Hy gaan verder en sê, laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sê julle ook weet wat sy wil is, en hoe julle lewe elke dag met hom moet oorgee. Hy sê, God werk nie van buitekant af nie, hy werk van binnekant af. Sien jy ding? Dink dit. Jy het nie die eienaarskap nodig, maar jy het heerskappy nodig. Heerskappy is wanneer ek en jy God nommer 1 maak van ons tuin, van ons lewens, van ons huis waarmee ons besig om te bou. Hy sê ek en jy het nodig om hom die heerskappy te gee. Die heerskappy is die bedekking van ons storie. Die heerskappy is dit wat ek en jy mee bedek word. En ek sê altyd, wanneer jy begin wonder oor wat heerskappy eintlik is, dis seker ding wat ek in jou plek sit, sodat dit beter kan raak. Gebed is een van hulle. Wanneer jy begin saam bid, man en vrou, wat jy vandag aanmoedig, begin saam te bid. Moenie dit versuim nie, wanneer jy begin Bybel begin lees, wanneer jy begin meer kerk toe kom, en jy sê, Andries, ek wil inskakel by 'n grow groep, ek weet, is my volgende stap. Dis wanneer ek en jy begin bedek word, en ons grond word bedek, en dit hou eintlik alles by mekaar. Grondbedekking is daai dinge wat hulle in plek sit, so die grond altyd nie weggespoel word na die eerste storm nie. Is dit nie? Wen julle groenvingers, weet waarvan ek praat. Die grondbedekking word in die plek gesit, sodat die grond nie weggespoel word nie. So die eerste storm wat kom, is jou plantjie nie daar in jou buurman se erf nie. Jou plantjie bly met mekaar, want die grondbedekking en bedekking in Christen se lewe is die volgende, is gebed. Is Bybel lees. Is aanbidding. Is om slae te raak van sekere dinge en sê, Here, ek kies vandag U. Vra vandag as jou kinders bedek. Ouers wat begin vir hulle kinders intree.
is jou kinders bedek. Hier is nog een. Is jou huwelik bedek? Wanneer jy begin bid, is dit bedek. So dit gebeur nie oornag nie. Weet jy wat gebeur? Dit begin by 'n plek waar ek sê, Here, ek begin dit in te bou. Ek begin saam met haar te bid. Nog een ding, ek wil sê, is jou finansies bedek? Is jou verhoudings bedek? Of los jy maar alles, en eendag as dit die probleme daar is, dan gaan ons dit uitsorteer. En vandag wil sê, jy speel met gevaarlike grond. Jy speel met dinge, wat eintlik jou gaan verwoes in die langtermyn. My derde punt is dit. Om die grond voor te berei, staan vas op jou grondgebied. Ek het nie nodig om vas te staan in die grondgebied waar ons is. Romeine 12, net verder in die hoofstuk sê, moenie vir een enkele oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees julle met krag aan die brand steek, sodat julle voluit vir God kan leef. Hy sê, dit moet van binnekant af gebeur. En dan gaan hy verder sê, dien die Here met groot oorgawe, sien met blydskap uit na daardie dag waar die Here alles nuuts kom maak. Moenie mismoedig word as julle ly, omdat julle Christen is nie. Bid sonder ophou. Hy sê, moenie begin bekommerd raak wanneer die dinge gaan nie, deur seisoene gaan nie. Hy sê, begin bly raak, begin jouself verheug wanneer die dinge gaan, want hier is die ding, hier is 'n mooi gedagte. Ons is besig om die grond skoon te maak. En Here, hierdie volgende wat voor my staan, ek bedek dit nou. Ek maak die grond skoon. Nou word ek bedek met gebed. Dankie. Dankie, ek kan verder opgaan met dit. En ek het nodig om grondgebied vas te maak. Dit beteken ek ken soveel mense wat 'n goeie reputasie gekry het op 'n stadium. 'n Goeie reputasie gehad en jy begin uit autoriteit uitstap en sê, my grond is skoon gemaak, alles lyk reg, Andries. En in een slegte besluit gooi jy alles weg. Nou wil sê, wanneer jou lewe begin gebruik word deur die Here, maak die besluite wat jy maak saak vir God. En vanaf wil sê, wanneer jy begin by 'n plek om en sê, Here, mag my lewe U verheerlik en mag ek 'n getuienis word vir ander mense. As 'n generasie wat na jou kyk en sê, wys my hoe word dit gedoen. En wanneer jy begin goed voer die dinge waardeur jy gegaan het, moet jy ook vandag weet, is die vyand is kwaad waar jy is. Moenie stupid besluite maak. Wanneer die grond bedek is, moenie grondgebied weggooi nie. Moenie grondgebied weggooi nie. Ek wil vandag net vir die laaste 5 minute gebruik om 'n storie in die Bybel vir jou te vertel van 'n man wat alles gehad het. 'n Man wat alles mee begin het. 'n Man wat die grondgebied verower het en laat versuim het. Slap lê het in die plek waar hy is. Ek praat vandag om te sê die groot gevegte van ons lewe word verloor in ons klein besluite. Dis nie groot dinge wat jou lewe verwoes nie. Dis elke dag 'n klein bietjie agteruit gaan. 'n Klein bietjie slegte besluite maak. Ek kan nie daar staan, bly nie daar. Vandag praat oor 'n koning in die Ou Testament, en dis nie koning Dawid nie. Dis koning Asa. Hy sê Asa het die ding gedoen wat vir God goed en reg was. Hy het 'n vreemde altaar in die heilige plek. Hoor gou wat het hier alles gedoen. Dis 'n ou wat lief was vir die Here. Dis 'n ou wat met 'n bewind gekom en sê, ek gaan hierdie grondgebied vat en ek gaan dit skoonmaak. Ek gaan my grond skoonmaak, ek gaan dit bedek. Nou wat sê hy? Hy het die vreemde altaar in heilige plekke vir ander gode tot niet gemaak. Die heilige pilare omgegooi en die stompe ter ere van die godin Asera afgekap. Hy het die mense van Juda aangemoedig om te doen wat die Here, die God van hulle voorouers, vra om sy wette en reëls na te kom. Hy sê, hierdie was die man wat alles in plek gesit het. As die heilige plek en altaar waarop hulle wierook en vreemde gode verbrand het, in elke liewe dorp van Juda vernietig. Luister, hy het die grondgebied skoon gemaak en sê, hierdie land van ons is toegewy aan die Here. En terwyl ek die koning is dit hoe ons dit gaan doen. Ons gaan nie weer enige valse gode toelaat nie. Om die waarde te sê, hierdie land,
hierdie familie, hierdie gesin, hierdie huwelik, hierdie kinders, is die Here se. Dit is ons grondgebied. Jy moet die storie vandag verstaan. Hy sê, daarom het daar vir hulle hele ruk vrede in Juda geheers. Hy sê, as gevolg van hierdie een ou se besluit, die grond wat skoongemaak is, alle valse gode is afgebreek, en hierdie ou bring vrede in 'n land. Hy gaan verder en sê, hy het ook die versterkte stede van Juda herbou, terwyl die vrede wat die Here afgekom het, daar geheers het. Hy sê, hier het afgebreek. Dis 'n man wat ek en jy kan vooruit kan sê, asseblief trou met my dogter. Dis nou ou wat jy kan sê, Here, hierdie is die ou. Skoongemaak. As hy die mense opgeroep en gesê, laat ons stede nou herbou, terwyl dit rustig is. Nou, ek wil jy met gedaan dink. Hy sê, kom ons herbou, in tye wanneer dit rustig is. Nie terwyl daar oorlog is nie, maar terwyl dit rustig is. En kind van God, ek gaan jou vanoggend vra. In die tye wanneer dit rustig is in jou lewe, wat herbou jy? In die tye wanneer dit rustig gaan in jou lewe. Ons het vanoggend begin en gesê, daar's 'n plek waar daar 'n ou op die bank lê. En die woord sê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer. Want na elke liewe oomblik waar dit groot oomblikke op besluite was, wat is die eerste ding wat ek en jy aan dink? Kom ons gaan rus 'n bietjie. Kom ons raak dit bietjie rustig. Ons is net deur hierdie geveg. Kom ons raak rustig. En die woord daarso sê, as dit mense opgeroep en sê, laat ons die stede nou herbou terwyl dit rustig is. Kan ek vir jou 'n groot geheim vertel? Dis wanneer wat jy bou in jou rustige tye, is wat jy gaan dra in die tye wanneer die oorlog kom. So ons wil vir ons kinders bid wanneer hulle 3 jaar oud is. Of is jy ander mooi ding? Ons wil vir ons kinders bid wanneer hulle 18 jaar oud is. O Here, asseblief. Maar terwyl hulle 3 jaar en 4 jaar en 5 jaar wanneer dit rustig is eintlik die grondslag. Dis wanneer ons na ons mense kyk wat sonde. Kom ons vat dit nie die hele tyd diewelike inbring nie. Dis in die oomblikke wanneer jy God aanbid het of begin aanbid het aan die begin. En toe begin jy te los. Jy wil alles gee wanneer dit in die moeilike tye, maar wat doen jy wanneer dit rustig is in jou lewe? Wanneer jy die finansiële ding gaan, wil jy ewe skielik alles reg. My vraag is, wat doen jy terwyl dit rustig is? Want alles in jou lewe, is daar 'n seisoen van rustigheid, en wat jy doen in jou rustige tye, is wat jy gaan dra in die tye van oorlog. Er is nie te veel Christene wat dit omgedraai het. Hulle wil ernstig raak, wanneer die groot gevegte is. Maar terwyl dit rustig was, het jy niks in plek gesit nie. Vir amper vir sê, wanneer dit goed gaan, moet jy dinge in plek sit, sodat wanneer dit gebeur, hier is die ding. Ons moet mure en verdedigingstorings om die stede bou en hekke insit, wat dit kan toegrendel. Dis in die tyd om te bou, want ons het gedoen wat die Here wou hê. Daarom het hy vir ons vrede met al ons bure gegee. Hy sê, God het dit alles so bewerkstellig, dis rustige tye. Ons het nie 'n oorlog nie, maar wat ek doen in my rustige tye maak saak. Wat ek doen nou, gaan saak, maar hulle het die bouwerk toe voorspoedig afgehandel. Hy sê, ek moet vinnig dinge in plek sit. Hoekom? Want elke liewe dag is 'n potensiële dag vir oorlog. Elke liewe dag is 'n potensiële dag. Jy kan nie glo nie. Jy kan een oggend opstaan en ewe skielik in mekaar in die oë gekyk en toe gebeur oorlog. Julle kon op pad kerk toe gekom en gesê, "Ek kan nie wag om die Here te dien nie," en toe oomblik weer in die kar in klim. Dis 'n oorlog. Want elke liewe dag is potensiële oorlog. Maar wat ek in plek gesit het in die rustige tye. Vat vandag as jou eie huisding. Elke liewe oomblik, wanneer jy die rustige dinge gaan, of die oorlog gaan, wil ek hier's 'n geheim. Die Engelse woord daar is own it. Vat dit vir jou. En sê, Andries, ek gaan vandag 'n besluit maak om te sê, ek gaan bou aan 'n lewe. Ek gaan die grond uitdaag, ek gaan die grond skoon maak, ek gaan dit bedek. Ek gaan nie weer grondgebied verloor nie. Ek vat dit vandag as my eie. My gesin, dis myne. My verhouding met die Here, ek vat verantwoordelikheid daarvoor. Here, ek gaan indruk by U. Nie meer my grow group leier nie. Here, ek gaan die een wees wat eienaarskap daarvan. Ek wil sê, kyk vir jou langs en sê, own it.
Dis Engels, maar moenie worry, dit beteken dieselfde in Afrikaans. Own it. Sê vir nog iemand, moenie worry, sê dit. Own it. Hoor hierso. Moenie oor dinge kla wat jy eintlik geen begeerte het om te verander nie. Moenie kla oor dinge wat jy eintlik geen begeerte het om te verander nie. As jy vandag op die bank lê en sê, kyk hoe lyk dit in ons verhouding, maar jy het nie die begeerte om te verander nie, moenie kla daaroor nie, want hoekom? Jy moet eienaarskap, jy moet dit vat as jou eie. Hierdie huwelik, hierdie een, ons gaan aan werk. Hierdie kindertjies wat rondhardloop, hulle is baie, maar ek vat verantwoordelikheid vir hulle. Hallo? Die kerk, ek vat verantwoordelikheid daar vir my stukkie grond, ek vat verantwoordelikheid, I'm gonna own it. Ja, as ek nie van hou met ek sê altyd vir manne, by die huwelik is lekker oomblik, ek sê altyd vir hulle, hey, as jy nie hou van hoe sy lyk nie, betaal dat sy dit anders te kan doen. As jy nie hou van haar hare nie, betaal van, moenie sê, Bokkie, Susanna, kyk hoe lyk jou hare nie, hey, papa gaan betaal vir haar hare, dat sy anders te kan lyk. Maar van ons wil op die bank sê en sê, ons is die lazy boy op die lazy boy. Mama, jy het nou gesê, jy dik en dun, maar mama, jy raak nou bietjie, spring van die bank af en gaan wys hoe lyk dit. Moenie vir haar sê nie, wys. Hoekom? Jy vat dit as jou eie. Hierdie lewe, hierdie kinders, dis my eie. Ek vat verantwoordelikheid daarvoor. En nadat ek verantwoordelikheid gevat het, nou gaan ek sê om te doen, maar meeste van ons kla oor al die dinge wat ons eintlik nie wil verander nie. Ja, vroukie, kyk hoe lyk hulle. Ja, jy weet, daai kerk. O ja, jy weet die. Ja, jy weet. Nee, weet jy wat? Moenie kla oor dinge wat jy nie wil verander nie. Want niks sal verander met 'n klomp geklaarry nie. Op 'n keer het Serach die Ethiopiese offisier, nou dis hier 'n ou oorlog, maar is amper kom nie waar nie. Hier met 'n leermag van miljoene soldate en 300 strijders was aangeval. Hulle het tot die stad Mesera gevorder waar Asa sy soldate in Sefata laagte opgestel het. Hy het die Ethiopiërs deur Asa en Judeses leer verstaan en die vyand gevlug. Amper, hy sê, Asa en sy soldate het tot die Gerar agtervolg. Soveel Ethiopiërs het daardie veldslag gedood, dat dit onmoontlik was om dit te organiseer. Hulle is deur die Here en sy leer vernietig. Die Judese soldate het baie byt afgesny. Hy sê, hier uit oorlog gemaak. Daar was 1 miljoen van hulle gewees. Hulle was 'n handjievol. Hulle oorwin hierdie ouens. Daar het soveel mense doodgaan. Hy sê, die Here was met hierdie ou. Terwyl hy besig was om hierdie tuine vir die grond te bewerk, skoon te maak, was die Here met hom. Elke liewe keer wanneer hy uitkom en sê, Here, wat kan ek doen om hierdie grond beter te maak? Here, is daar nog 'n afgod in die land? Ek maak hom ook dood. As daar nog iets is, Here, ek verwyder dit alles. Hoekom? Ek vat verantwoordelikheid vir die land. Ek vat verantwoordelikheid vir die grond. Ek gaan dit skoon maak. Ek bring die besem self. Ek sê nie, hy gaan bring. Wel, jy moet dit nou doen, maar hier is die ding. Ek vat die besem sê ek maak self skoon. Ek vat eienaarskap. Vir vandag sê God is nie geïntimideer deur die grootte van jou vyand nie. Hy vra vandag vir jou, wat doen jy in jou grond terwyl jy daar is? Toe Asa hierdie boodskap hoor van die profeet, nou hy kry hierdie boodskap so na al hierdie jare. Ek dink is 40 jaar wat hy geregeer het. Hy kry hierdie boodskap en hy sê, God wil eintlik vir jou meer gee. Hoekom? Jy was getrou in die klein bietjie. Toe Asa die boodskap hoor van die profeet, die seun van Odet, het hy moed geskep in die afgodsbeelde in die land van Juda en Benjamin en in die dorpe wat hy in die Efraimsberge verower het, verwyder. Hoor hierso, hier het een groot gedagte gehad, is om die grond skoon te maak. Haal alles uit. Ons gaan God dien. Hy het die altaar van die Here wat by die ingang tot die tempel van die Here was, het herstel. Alles van hierdie man se lewe getuig om die onkruid uit die grond te haal. Hy was getrou in die groot dinge, hoorie so, ek wil nie goed daaraan dink. Hy was getrou in die groot dinge gewees. Ons het vanoggend gesê, nie alle groot dinge begin groot nie. Koning Asa het selfs sy Maaka, sy ma, hoorie so, hy het selfs sy ouma gesê, ouma, dis hoe dit gaan werk nie. Ek moes dit net ingebring. Hy sê, sy ouma as koningin moeder ontroon, omdat sy walglike Asrepaal gemaak het. Hoor hierso, sy het vir hom die volgende sê, ek gaan hierdie persoon, hierdie ouma van my, nie eers sy is vrygeskel, ek gaan selfs haar verwyder. Ouma Betty, uit is jy. As jy aanhou met jou stories, is jy uit. Kan jy vandag dink, as jy vir jou skoonma sê, skoonma, gaan.
Al daai slegte dinge wat jy gedoen het, jy sê die huis uit. Nee, moenie. Okay. Hy het die paal afgekap, dit fyn gemaal en dit in die Kidron-vallei verbrand. Hoewel die heidense hoogtes nie heeltemal uit Israel verwyder is nie, ek wil nie met gedaan ding. Hy was getrou in die groot dinge gewees. Hy het self sy ouma weggejaag. Ouma wat, en ek wil nie eers vir sê, as jy die stukkie gaan lees, in die Engelse vertaling gaan jy agterkom, dis walglike dinge wat hierdie ouma gedoen het. Walglike beelde wat sy ingebring het. Die probleem was, hy was getrou in die groot dinge. Hy versuim om die klein dinge uit te sorteer. Hy versuim om die klein dinge wat op sy eie voorstoep is, uit te sorteer. Hoewel die heidense hoogtes nie heeltemal uit Israel verwyder is nie, was Asa se lewe lank getrou aan die Here. Nou hoor wat sê die Engelse vertaling, ons mis dit partykeer, hy sê, in his clean-up of the country, Asa went as far as to remove his mother, Queen Maacah, from the throne because she had built a shocking, obscene image of a sex goddess Asherah. Asa tore it down, smashed it and burned it up in the Kidron Valley. Unfortunately, nou hier is die ding, hier is die groot ding. Getrou nie groot, maar die klein bietjie onkruid het hy gelos. Hy gaan verder en hy sê, unfortunately, he didn't get rid of the local religion shrines. Die dinge wat op sy voorstoep was, het hy gelos. En ek kom agter, is dat meeste van ons kan self in hierdie storie inspeel. Ons is getrou om al die groot dinge te doen, maar dis die klein dingetjies. Ek onthou nou 'n groot besluit daai dag toe ek getroud, maar is al die klein dingetjies wat tussenin kan. Ek onthou die eerste dag toe ek die Here aangeneem het, maar is die klein dingetjies wat ek versuim om te doen. Ek was getrou gewees in daardie. En hy was getrou. Die probleem was al die klein dinge wat hy gelos het sy lewe verwoes. Die probleem was, hy was getrou in die groot. En volgende wil ek vir jou vra, wanneer jy vandag die tuin voor jou sien, en miskien vanoggend, sien jy 'n plek waar daar 'n onkruid sit, en jy weet as 'n kragbrigheid. Hy sê 'n ding wat nader in jou huis is. Miskien vandag kyk jy in jou eie lewe en sê, Andries, daar's 'n een ding wat konstant in my lewe opspring. Ek weet dit bring verwoesting tussen my en die Here. Dit bring verwoesting tussen my en my medemens. En as ek eerlik is met myself, dit bring self verwoesting tussen my en myself. Ek versuim om dit uit te trek. Ja, maar ek is getrou in daardie oomblikke. En die Here sê, ek weet, maar dis nie die groot dinge wat jou lewe verwoes nie. Dis die klein dingetjies wat ons versuim om uit te trek. En dit gaan ek vra vir almal op te staan. Net vir as gevolg van tyd gaan ek net vir ons die storie vertel. So as gevolg van alles wat Asa gedoen het. En die klein dingetjies wat hy gelos het, het hy begin iets in sy hart begin kweek. En die woord sê hy begin kwaad raak vir die Here, om die Here om herinner het aan al die klein dingetjies wat hy nie gedoen het nie. Kom agter hoe maklik is dit vir my en jou om getrou te wees in die groot. Maar die klein dingetjies wat ons konstant herinner word. Ons raak kwaad. Ons raak nie kwaad vir die mense om ons raak kwaad vir die Here. Ja, maar as God nie dit gedoen het, en as God nie dit gedoen het, en as hy nie dit gedoen het. Jy sien, maar God het hierdie geneigtheid om met te herinner aan al die onkruid wat groei. En daai onkruid wat jy los, daai geveg, daai verslawing wat jy sê, is eintlik nie 'n verslawing nie, maar almal in die huis weer is 'n verslawing.
Daai woede uitbarstings wat ek en jy kry. Ek maak mos niemand seer nie. Ek weet. Waar wie jouself. So vir 'n oomblik gaan ek jou vra, dit is tyd is klaar. Net vir 'n oomblik om jou oë toe te maak. Vanoggend gaan ek jou vra om na alles te kyk wat in die tuin aangaan nie. Ek gaan net vanoggend vra. Laat Vader jou vanoggend kom wys. Dalk die een ding. Dis dalk nie 100 goeders nie, dis vandag dalk net een ding. Vir van ons is dit die boom van onkruid wat gegroei het en begin eintlik vir jou skade te maak. Dit was jou verskonings in vorige seisoene en nou word dit 'n rede. Vader, se volgende bid ek dat U sal kom en vir ons kom wys. Dis nie die groot dinge nie. As die klein goedjies wat ek versuim om uit te sorteer. Ek wil U sal kom wys, Gees van waarheid. Dat U wil ons moet op fokus in die volgende seisoen om 'n lewe te kan bou. Kom wys ons vanoggend. En Here, met dit erken ons vanoggend dat ons val kort. Elke liewe dag. Kom wys ons vanoggend. En met dit weet ek dat jy sal huis toe gaan. Eienaarskap sal vat van die gemors wat rondgestrooi word. Wat van as jy hierdie seisoen net een van die plantjies uittrek? Of as jy al jou fokus op sit net by een ding? Ek weet daar's baie. Maar wat van as dit wat die Here volgens vir jou kom wys het? Daai een ding is wat jy vat en sê, Here, kom maak my vry. Kan jy dink vandag, hoe lyk jou verhouding met die Here? Hoe lyk jou verhouding met die mense om jou? Hoe voel jy jouself? Maar daarin verwyder word. Vir Christene maak nie saak om getrou te wees in die groot, maar ons versuim die klein nie. So ek bid vandag dat die Here jou die genade sal gee om daardie ding te kom uittrek. Dat jou lewe aan die einde van die jaar beter sal wees wat jy begin het mee vandag. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan nog net vra as daar enigiemand vanoggend is wat hier sit en sê, Andries, ek het nog nooit Jesus aangeneem as my verlosser, my saligmaker nie. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. As hierdie boodskap met jou hart gepraat het, ons gaan jou vra om te like en te share. Share met iemand wat naby in jou hart is, ver van God af is, en ons glo in ons hele harte dat God hom kan bereik, daar waar hy is. Dan is daar enige gebedsversoeke is, of jy wil dalk reageer.